Well, good to be here this morning again and to see you all here. And now that spring is, I think, sprung, don't want to say it too soon because it seems to spring back into winter again every second day. But even at Faith Fellowship this morning, there was a real buzz and everybody was out there in the sun, and I had to go out there and herd the sheep back into the church to get them in so we could get our service started. But yeah, it seems to be an exciting time, and yeah, it's wonderful to see everybody here this morning. And so we're looking at the book of Nahum, and sorry, I'm getting wrapped up here with these things. This thing keeps sliding down. About 10 Bibles here already holding everything up here. As we go through these minor prophets, they're amazing little books that we are obviously not too familiar with because they're Old Testament, and you know, years so often who wants to read the Old Testament because it's history and it's all of this. But anyway, so we started preaching through the minor prophets, and I know Rian was preaching as well, and in the minor prophets. So we're doing this series in Faith Fellowship, so we'll continue to the end. And we're looking at Nahum vandag, and Nahum. So it's Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah. So Nahum, Micah, Nahum, Zephaniah, Zechariah, Haggai, and then Malachi. Okay, at the end there. And then the last Old Testament prophet is John the Baptist, which will bring us, then we'll bring into Christmas as well. So, today's Nahum, and the title of the message, het jy evangelie voete. Okay. David Sachs is an Amerikaanse econoom en openbare beleidsontleder, but a professor is on the Columbia Universiteit. En Pastor Jim het vir my gesê, dis 'n liberale universiteit, waar hy voorheen direkteur van The Earth Institute was. Hy het gewerk aan volhoubare ontwikkeling en ekonomiese ontwikkeling. Hy het gesê dat vrede in ons wêreld baie vinnig kan kom as die volgende sou gebeur. En hy het onlangs in 'n seminar so wat 5 dinge uitgespel dat as lande dit of dat doen, vrede oor die wêreld sou kom. Ek het dus verder geluister. Op die ou end, ek het wel 'n opmerking in hierdie trant geskryf. Wel, die Bybel sê dat terwyl hulle voorgee om wys te wees, hulle dwaas geword het. Jy ken miskien die geskiedenis van alle nasies op aarde, maar een ding wat baie duidelik geword het, is dat professor Sachs nooit die nommer 1 topverkoopboek in die hele wêreld, die Bybel, gelees en verstaan het nie. Want die het 3 baie belangrike sleutelbestanddele weggelaat om die krisis van oorloë in hierdie wêreld op te los en blywende vrede te bereik. En dit is sonde, Satan en God. Terwyl ons by hierdie klein profesie in die boek Nahum kom, ontmoet ons vernaamde Elkesit, 'n man wat evangelie voete gehad het. Hy het 'n boodskap van vertroosting vir die Jode gehad, aangesien hy die ondergang van die Assiriërs deur die Babiloniërs en die toekomstige herstel van God se volk Israel voorspel het. Nahum se profesie vul die boek van Jona aan. En Jona het ons Nineve se bekering gesien, maar in Nahum het die Ninevite teruggekeer na hul ou weer en loop nou God se toorn op. Ons Here het die Ninevite in hul bekeerde toestand gunstig vergelyk met die onbekeerde Fariseërs in Matteus 12.
En hierdie klein boekie is 'n klassieke berisping van militarisme, en die Assiriërs was genadeloos teenoor hul vyande. Hulle inskripsies van militêre oorwinnings het gespoog oor hoe hulle die velle van hul oorwonne vyande aan hul tente en mere opgehang het. Of dit in algemene praktyk was of nie, dit onthul hul mentaliteit. The Assyrians were so wicked, and God used them to chastise Israel. But when they went to war, just to give you a picture of these types of people, the whole family went to war, including the children, the wives, the children, everybody, the whole nation, they went to war against different neighbors, tribes, etc. And they would catch people, skin you alive, put you in the sand, and leave you there just with your head sticking out, and do the most horrendous things to people. If they caught people and they wanted to take them back to Assyria, then they would put a bone through their lips, through their nose, and tie a chain to the next one. And so you had to walk if you didn't want to fall down or that pain to be extreme. And that's how they used to carry on, these people. Hulle het ook die God van Israel, die God van alle dinge beheer, insluitend Nineve se val, verag. John Manet skryf, die Assiriese monarch is moontlik deur God in 701 voor Christus in bedwang gehou. Maar dit was steeds glorieryke dae vir Nineve. Sennacherib of Sanherib, Sanherib, en die stad se grootte meer as verdubbel, wat dit destyds die grootste stad ter wêreld gemaak het. En meer het die binnestad omring 8 myl in omtrek. Ek het 'n paar foto's van wat hulle dink dit gelyk het, that it looked like in those days. It was the grandest place on earth at that time. Dit was 100 voet hoog, meer het die binnestad omring, 8 myl in omtrek, dit was 100 voet hoog, en sy wyd dat 3 staatwaens langs mekaar daarop kan jaag. Dit het 1200 torens, en 14 poorte gehad. Daarbij was daar 'n veel langer buitenste muur. Dit was 'n binnestad, 'n buitestad, en wat ons uitgebreide voorstede sou noem buite dit. En Jona is hierdie wye uitgestrektheid as 'n 3 dae reis beskryf. In Jona 3. En dan hul geweldige trots, rykdom en mag, het die Ninevite geen behoeftes aan God gesien nie. Hulle het dus 'n ernstige fout gemaak deur aan die Here te dink as lankmoedig, maar het versuim om te erken dat God is jaloers en op sy teestanders sal wraak neem. Die hooftema in hierdie profesie is die toorn van God, die persoonlike manifestasie van God se heilige, morele karakter in oordeel teen sonde. God se toorn is nog 'n onpersoonlike proses, nog 'n irrasionele en beierige uitbarsting van woede. Dit is geensins wraaksugtig of kwaadwillig nie. Dit is heilige verontwaardiging. God se toorn is gerig teen sonde en sy vyande, nooit teen sy geliefde kinders nie. Ek sê weer, God se toorn is gerig teen sonde en sy vyande, nooit teen sy geliefde kinders nie. Once a man from another church came flying into my office and sat down and said, "I think the wrath of God is on me." I said, "No, impossible, you're still here."
and you're still alive. So it's obviously not the wrath of God. It might be the loving chastisement of God upon you. So let's work it out. And we did manage to work it out with him. Sien, God se toorn is 'n uitdrukking van sy heilige liefde. As God nie 'n God van toorn is nie, is sy liefde niks meer as 'n flou, waardelose sentimentaliteit nie. Die konsep van barmhartigheid is betekenisloos. En die kruis was 'n wrede en onnodige ervaring vir sy seun. Die Bybel verklaar dat alle mense van nature kinders van die toorn is in Efesiërs 2 vers 3. En in Romeine 1 vanaf vers 18 ons lees van die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat die waarheid en ongeregtigheid onderdruk. Die omvang van God se liefde word geopenbaar in die kruis, waar God se enigste seun toorns namens ons ervaar het. In Romeine 5 vers 8 tot 10 lees ons, maar God bewys sy liefde tot ons daarom dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan, omdat ons nou geregverdig is deur sy bloed, sal ons deur hom van die toorn gered word. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer, nou dat ons versoen is, sal ons deur sy lewe gered word. That's a very important scripture. And to just emphasize it again, Jesus paid the price for all our sin. And when he paid that price, he took the wrath, the toorn van God, he took it on himself so that you and I would not have to experience the wrath of God. Because as we will see in Nahum, nobody can stand up against the wrath of God. It's not just an outburst of anger, it's absolute wrath against those who refuse Jesus Christ. In Openbaring 6, vers 15 tot 17 lees ons, en die konings van die aarde, en die grootes van die owerstes, oor 1000 en die rykes en die magtiges, en elke slaaf en elke vryman het hulle self weggesteek, in die spelonke in die rotse van die berge, en hulle het vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom van op die troon sit, en vir die toorn van die lam, van die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan staan? James Montgomery Boyce as well said, there is one inescapable fact of the universe. The wrath of God may not be evaded. It is so great that it hunted down and sacrificed no less than the Son of God, Jesus Christ. And if God spared not his Son, what will happen to the rebels at the day of judgment? If God poured out his wrath on Jesus, what will happen to those who refuse Jesus Christ at the day of judgment? Naam vertoon vir ons die karakter van God, soos al die ander profete, maar hierdie boek vertoon werklik vir ons dat daar 'n tyd kom wanneer God se barmhartigheid eindig en sy toorn begin. En sodra dit gebeur, is daar absoluut niks wat in die pad kan staan of dit kan keer nie. Ons dink dalk dat God soms stadig is, maar daar is 'n gesegde wat ek jare gelede geleer het. The mills of God grind slowly. The mills of God grind slowly, yea, but with infinite fineness.
The mills of God grind slowly, yes, but with infinite fineness. Nothing escapes. The commentator R.K. Harrison stel dit in hierdie klein profesie van ondergang het die skrywer kragtige en onvergeetlike taal gedemonstreer dat die God van die nasie wat die Assiriërs verag het, in werklikheid die oorsprong en beheerder van alle mense lot gevalle was. Selfs die grootste wêreldmoondheid moet in nederigheid en skaamte voor sy geregtigheid buig. Terwyl ons deur hierdie klein profesie werk, sal ons weer eens die karakter van God seën, vertoon en mag ons in ontzag wees vir ons groot God en Verlosser. Laat ons gaan bid. Hemelse Vader, help ons vanoggend deur die genade te luister na wat die Gees wil sê en gee ons bereidwillige harte om U ambassadeurs te wees vir 'n verlore en sterwende wêreld. 'n Wêreld wat onstuitbaar op die groot oordeelsdag afstuur. Maak ons oë oop om wonderlike dinge in U woord te sien vanoggend. Ek bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Kom ons kyk na Nineve 1, Nahum 1. Sorry. Kyk na prentjies van Nineve. God spraak oor Nineve, die boek van die gesig van Nahum die Elkeset. 'n reëlose God en 'n wreke is die Here. 'n Wreke is die Here en vol grimmigheid. 'n Wreke is die Here vir sy teestanders en hy behou die toorn teen sy vyande. So laat ons onmiddellik daaraan herinner word dat die toorn van God wat uitgestort sal word altyd en slegs vir sy vyande is, nooit vir diegene wat aan hom behoort nie. Vers 3. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag, en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Dit plaas die Here wêreld in skuld by God, aangesien almal gesondig het, en dit aan die heiligheid van God ontbreek. En die loon van die sonde wat teen God is die dood. Beide onmiddellike geestelike en uiteindelik fisiese skeiding van God in 'n vuurpoel genaamd die hel. Dit is slegs deur sy genade en as gevolg van die uitstorting van sy toorn op sy enige gebore seun Jesus Christus, wat die sonde van die wêreld op homself geneem het en deur sy Vader tot die dood toe verbrysel is, maar op die derde dag weer opgewek is, en omdat van God 'n geleentheid het omdat God lankmoedig is, dat die mens, u en ek, deur die barmhartigheid van God 'n geleentheid het om reg te maak met God, deur ons sonde te bely, saam te stem met God dat ons teen hom gesondig het, en te glo dat Christus vir sondes soos ek gesterf het, begrawe is en op die derde dag opgestaan het. Dit is die enigste manier waarop enigiemand die komende toorn van God oor die mensdom kan ontvlug. Want ons lees verder in Nahum 1 vers 3. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag, en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is 'n warrelwind en 'n storm, en wolke is die stof van sy voete. Hy dryf die see en maak dit droog, en laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel kwyn weg, en die groenigheid van die Libanon verwelk. Die berge bewe voor hom, en die heuwel smelt weg, en die aarde rys op voor sy aangesig. Ja, die wêreld en almal wat daarin woon. Wie sal stand hou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn?
Sy gramskap word uitgegiet soos veer en die rotse word stikkend gerig voor hom. My vriende, die hele wêreld word geraak deur die uitstorting van God se toorn. Die vraag word gevra, wie kan voor sy grimmigheid staan? En wie kan die gloed van sy toorn verdeur? Die antwoord op hierdie vraag is in die heel volgende vers 7. Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Hy sê die 10 noordelike stamme van Israel is wreed deur die Assiriërs getuister en tydens hulle teruggaan uit Israel weggeneem. Juda het by God skuilings gevind. En die vraag is, het u by God skuilings gevind? Het u in Jesus Christus geglo, wat die toorn van God as u plaasvervanger gedra het, wat in u plek gesterf het op Golgotha, wat in 'n graf neergelê is, maar wat liggaamlik op die 3de dag uit daardie graf opgestaan het, gesien deur honderde en wat weer opgestaan het om aan die regterhand van die Vader in die hemel plaas te neem, en aan wie alle heerskappy en gesag en oor hierdie heelal in die sake van die mens gegee is. Hy sal enigiemand red wat in hom glo. Red van wat? Die aankomende toorn van God. The judgment of God is still coming. Die apostel Paulus het die Efesiese gelowiges daaraan herinner dat voordat hulle gered is, hulle dooie mense was wat onder die toorn van God geloop het. En as hulle gesterf het voordat hulle op Christus as hul verlosser vertrou het, sou hulle nou die toorn van God in die heidense vuurige plek ervaar het, wagtend op die oordeel van die groot troon, voordat hulle vir die ewigheid deur God in die hel gewerp word. My vriende, terwyl ons hierdie profete lees, het hulle dieselfde waarskuwings laat hoor as wat ek vandag sou doen. Die woord van God is 'n spieël vir ons om onsself in die lig van hierdie skrifte te ondersoek en die regte vrae aan onsself te stel. Is ek veilig teen God se toorn as ek vandag sou sterf? Het ek by Christus skuilings gevind? Indien nie, waarvoor wag ek? Daar is geen waarborg vir môre in hierdie lewe nie. Vandag is die dag van redding. En God roep alle mense oral op om hulle te bekeer en op sy geliefde seun te vertrou, wat die prys vir al u sondes op Golgotha betaal het, die volle toorn van God te ervaar, sodat u geregverdig en vrygespreek kan word van sy toorn, om die ewige lewe saam met hom te geniet, beide nou en in die hemel, vir die ewigheid. In vers 8 lees ons, maar met 'n oorstromende vloed maak hy 'n einde van die plek van die stad, en sy vyande vervolg. Hy die duisternis in, wat in hele beraam teen die Here. Hy maak daar 'n einde aan. Die benoudheid sal nie 2 maal opkom nie, want al is hulle saamgevleg soos dorings, en soos hulle drank, so deur en deur nat. Hulle sal soos droë stoppels volkome verteer word. Jy sien, daar is niks wat teen die toorn van die almagtige God kan staande bly nie. Die massas het probeer om God teer te staan en hom bespot, terwyl Noag die ark oor 'n tydperk van 120 jaar gebou het en gespreek het dat hulle op die aarde moes wees. Hulle het geweier
en het onder God se toorn gekom toe hy die wêreld deur 'n vloed vernietig het. Vandag preek die met evangelievoete, u moet in Christus wees. God spreek nou Asiria aan in vers 11, van jou, o stad, het een uitgegaan wat kwaad teen die Here beraam het, wat verderflike planne gemaak het. So sê die Here, alles hulle ook in volle krag en so groot in getal, tog sal hulle net so afgemaai word en vergaan. Dan praat hy met Israel in vers 12. Ek het jou verneder, ek sal jou nie meer verneder nie, maar nou sal ek sy juk van jou verbreek en jou stroppe stikkend ruk. Praat hy weer met Asiria, maar die Here sal dit oor jou verorden, van jou naam sal daar nie meer gesaai word nie. Ek sal uit die huis van jou God uitroei die gesnede en die gegote beelde. Ek sal vir jou 'n graf maak, want jy is te lig bevind. Te laat vir redding, hulle tyd was om, hulle was op die punt om te sterf, en hulle is geweeg en is te lig bevind. Die boodskappe met die evangelievoete Nahum het 'n boodskap van vertroosting vir Jode, vers 15. Kyk, hy sê, op die berge, die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor. Vier jou feesdae oor Jode, betaal jou geloftes, want die snootaard sal nooit weer deur jou gebied trek nie. Hy is heeltemal uitgeroei. Die toekoms van Israel is gewaarborg. Daarom is deur God na Jode gestuur om hulle te vertroos dat die Assirië hulle nie meer sou tuister nie. Hierdie aanhaling kom uit Jesaja, hoofstuk 52, vers 7. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Hierdie vers in Jesaja skilder die terugkeer van Jode uit half wêreldwye verstrooi. Terwyl die ballende oor die berge na Sion reis, word hulle voorafgegaan deur boodskappers wat die goeie nuus van die Messias se heerskappy verkondig. Die wagte op die mere van Jerusalem sing en vreugde as hulle die Here aan die hoof van die menigte sien terugkeer. Jerusalem word self opgeroep om die Here se magtige verlossing te vier. Dit word ook in 'n evangeliese sin gebruik in Romeine 10 vanaf vers 15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Kan ek vra, het u evangelievoete? Are you taking the gospel out? That's the command of the Lord for us to take the gospel out to all the world, to every single nation on this earth. God is die een wat stuur. Ons is diegene wat gestuur word. Wat doen ons daaraan? Het ons die pragtige voete van wat Jesaja toegeskryf het aan hom wat goeie tyding van goeie ding gebring het. Jesaja skryf van die pragtige voete van hom. Dit wil sê die Messias. Hier in Romeine 10 word hulle. Hy het 2000 jaar gelede met pragtige voete gekom, ons Here. Nou is dit ons voorreg in verantwoordelikheid
om met pragtige voete na verlore en sterwende wêreld uit te gaan om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons kom nou by hoofstuk 2, die oorwinning van Nineve. Vers 1, 'n verwoester trek teen jou op, bewaak die vesting. Kyk uit langs die weg, versterk die lendene, versterk jou met alle mag. Met ander woorde, Assiriërs, berei julle voor om God te ontmoet. Versterk julle self om te sien of julle teen hom kan standhou. Is julle voorbereid om God te ontmoet? Hoekom? Vers 2, want die Here herstel die heerlikheid van Jakob, net soos die heerlikheid van Israel, want plunderaars het hulle geplunde en hulle wingerdlotte verniel. Dit is steeds toekomstig, aangesien die suidelike koninkryk nog nie in ballingskap geneem is nie. God het gekies om die Babiloniërs te gebruik om sy toorn oor die Assiriërs uit te oefen, soos ons sal sien. Nou sien, vers 3. Die skuld van sy helde is rooi geverf, dis die Babiloniërs. Okay? Die dapper manne in skarlaken gekleed, die strijdwaans skitter met die glans van staal op die dag as hy hom gereed maak. En die spiese word geswaai. Langs die paaie raas die strijdwaans. Hulle jaag rond oor die vlaktes, hulle voorkomste soos fakkels, soos bliksemstrale skiet hulle heen en weer. Hy dink aan sy vername manne. Hulle struikel in hul vaart, hulle hardloop na die meer waar die stormdak opgerig staan. Die poorte van die riviere word oopgemaak en die paleis smelt weg. MacArthur sê dat Nineve geleë is by die saamvloei van 3 riviere, die Tigris en 2 kleiner riviere. Het hulle damme gebou om die skade van seisoenale oorstromings aan haar mere te minimaliseer. Die laaste deel van vers 6 dui aan dat hierdie damhekke oopgemaak is wat veroorsaak het dat die mere opgelos, vernietig deur water in die paleis ingeneem is. Vers 7, dit is beslis die stad wat ontbloot, sy word weggevoer en haar slawene kla, soos die stem van duiwe en slaan op hulle bors. Die koningin word gevang en weggevoer en die stad word geplunder, terwyl almal in verskillende rigtings vlug. Hierdie beelde wat in Naam 2 vers 7 en 8 gevind word, skilder 'n prentjie van absoluut chaos en nederlaag vir die eens trotse Nineve. Vers 8 tot 12, in Nineve is soos 'n ywer van waters, al die dae van haar bestaan, maar hulle loop weg. Staan tog, staan, maar daar is niemand wat omdraai nie. Roof silwer, roof goud, en onuitputlik is die voorraad, 'n rykdom van allerhande kosbare dinge. Leegte, ontledig, vernietig, en die hart versmelt, en knieë wankel, en in al die lendene en is krampe, en die aangesig is hulle almal word bleek, van hulle almal word bleek. Waar is die leeplek van die leeu's, wat die voedingsplek was van die jong leeu's? Waar die leeuw, die klein leeuwtjie, rondloop, het sonde dat iemand hulle skrik maak. Die leeuw wat vir sy kinders geroof en vir sy leeuwene gewurg het, wat sy gate met roof gevul het in sy leeplekke met byts. Gaan net terug na hierdie prentjie. William MacDonald skryf dat die Assiriërs eenvoudig mal was oor leeu's. Manskoppe met leeuliggame of omkeer verskyn gereeld in Assiriëse kuns en beeldhouwerk. Hulle het ongetwyfeld aan hulself as leeu's gedink
en probeer om die rol te speel. Deur Nineve met 'n leeukuil te vergelyk, druk Naam sy ironiese mes diep in om die Assiriese hooggemoed te wond deur die woorde leeu, jong leeu's, leeu, leeukind 7 keer in 2 verse te gebruik. Ek gaan dan in vers 13 en sê, kyk, ek het dit teen jou, spreek die Here van die leerskare, en ek laat jou strydwaans in rook opgaan, en die swaard sal jou jong leeu's verslind, en ek sal jou roof van die aarde verdelg, en die stem van jou gesande sal nie meer gehoor word nie. Dit is sodat niemand dink dat dit slegs 'n militêre strategie van die Babiloniërs was nie. Nee, God het die ondergang van die Assiriërs gerig. In die laaste hoofstuk, vanaf vers 1 lees ons Nineve se volledige ondergang, weer die bloedstad wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie opgehou nie. Hoor die sweep en hoor die gedreun van wiele en perde wat jaag en waans wat stamp, ruiters op 'n galop en geplunster en swaarde en geblits van spiese en 'n menigte wat verslaan is en hope dooies en geen einde aan die lyke nie. 'n Mens struikel oor hulle lyke weens die veelheid van die hoerye van die hoër vol bevalligheid 'n meester is in towerskunste wat nasies met haar hoerye verkoop het en vol stamme met haar towerkunste. Kyk, ek het dit teen jou, spreek die Here van die leerskare, en ek sal jou slippe optel oor jou aangesig en nasies jou naaktheid laat sien en koninkryke jou skande. Weerens, God maak dit duidelik dat dit sy werk is. Hy doen dit. In vers 6, en ek sal vuil goed op jou gooi en jou aan minagtig prys gee en van jou 'n skouspel maak, sodat elkeen wat jou sien van jou af sal wegvlug en sê, verwoes is Nineve. Wie sal met haar medelyde hê? Waar sal ek troosters vir jou kan soek? Vers 8, is jy beter as nou 'n man wat gelê het aan die Nylstrome met waters rondom hom, wie se voorskans die groot waters sy meer. Sy sal nie ontsnap soos nou 'n man Thebes nie. Daardie groot stad wat die gekonsentreerde mag van Ethiopië en Egipte gesimboliseer het. Ons gaan dan in vers 9. Kus was sy krag en Egiptenaars sondige taal. Putters en Libiërs was jou tot hulp. Nogtans het dit as gevangene in ballingskap gegaan. Nogtans is sy kinders by al die straathoeke verpletter en oor sy edeles is die lot gewerp en al sy groot manne is met kettinge geboei. Ook jy sal dronk word, beneveld wees en jy sal 'n toevlug soek teen die vyand. Al jou vestings is vyebome met voorvye. As 'n mens skud, val hulle in die mond van die eter. Kyk, jou volk binne in jou is soos vroue. Die pote van jou land is wyd oopgemaak vir jou vyande. Die veer het jou grendels verteer. Skep vir jou water vir die beleerde. Versterk jou vestings, gaan in die modder en trap klei. Gryp die steenvorm. Daar sal die veer jou verteer. Die swaard jou uitroei. Jou verslind net soos voetganger springkaners. Al vermenigvuldig jy soos voetgangers. Al vermenigvuldig jy soos struikspinkane. Al het jy jou koopmans meer gemaak as die sterre van aan die hemel. Die voetgangers vervel en vlieg weg. Jou wagters
is soos treksprinkane, en jou amptenare is soos swermsprinkane wat op 'n koue dag op die heininge sit. Die son breek deur en hulle vlieg weg, en niemand weet waar hulle beland het nie. Jou herde slyme, o koning van Israel, jou edeles lê daar, jou volk is op die berge verstrooi, en niemand versamel nie. Daar is geen herstel vir jou verbreker nie. Jou wond is ongeneeslik. Almal wat die tyding omtrent jou verneem, slaan hulle hande saam oor jou. Want oor wie het jou boosheid nie voortdurend heen gegaan nie? Nineveh fell in 612 BC. So deeglik is Nahum se profesie vervul, dat in latere tye leers soos die van Xenophon en Alexander die Grote heeltemal onbewus was dat hulle naby of oor die Rodes van die groot Nineveh gemarseer het. Eers in die 9de eeu is die antieke ligging van Nineveh selfs definitief herop gespoor. Nadat ons vanoggend afsluit, moet ek eers na Romeine 1 terugblaai. Romeine 1 vanaf vers 18. Neem en lees dat die wat teen die Here ingaan, dieselfde lot sal ly. Dit is die tyd en wêreld waarin ons tans leef, wat hier beskryf word in Romeine 1 vanaf vers 18. Dis nou ons tyd. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hul oorleggende en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en veervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. So what they do, instead of worshiping God and seeing God in the creation and beyond the creation, they look at the creation and they see God and they take things in the creation and they create a God for themselves. I think it was Wednesday night at the Bible study I was explaining the Egyptians looked at the sun. Then they made a circle in their hieroglyphics for the sun, and in some they put a dot there. But then they went to worship the dot and the circle. And they worshipped the sun, and they missed the God who had made the sun. And they worshipped the sun god Ra. And that's where they fell down. And so today people look out there, look up, they look at the creation, but they don't see God. You don't see God in the trees, in the clouds, in the sky, in the sun, in the stars, and all of that. They don't see that. They want to worship that.
And the reason, because they don't want to be answerable to God. But there is a God above all of that, who spoke all of that into existence. Psalm 19 tells us that God is speaking to us through his creation. You just can't hear it. And if you want to hear it, you need to take the Bible, open your Bible, and it will explain what the creation is saying to you. It's telling you about God. Just take a flower. There's nobody on this planet that can make a flower. First, you have to make the seed with all the information in that seed, that while it sits in a packet in the store, it's not going to grow. But put it in the ground, in the right condition, put some water in there, some sun, and suddenly it springs to life. And the root knows to go down, and the stem knows to go up, and it knows that it needs to reproduce itself, so it produces fruit, and so forth. What's that a picture of? God. Only God can do that. There's nobody else. I don't know if you know anybody can do that. And make 350,000 different varieties that are going to come up the same every year and continue to produce variations on the same theme. No. That's just one example, tiny little example. Okay. So what they do is, instead of looking at God, we'll take the plant, and now we'll worship the plant. And there they bow down to the plant. And they miss God. But more importantly, they don't want to hear the truth that there is a creator God. Because if that just evolved out of nothing, then I'm not answerable to that. Then there's no moral standard. Then I can live whatever way I want to, and there's no God for me. My plant God will not disagree with me. It will obey me. At the end of the day, I'm saying I'm God because I make my own gods. And that's the problem. But God said, I don't excuse that. I don't excuse the fact that you don't see me. I will not excuse that fact, he says in Romans chapter 1. And plus I've given you the truth. And if you don't listen to me in the creation and in the truth and worship me, then I'll judge you. And so he judges. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid, because there's no moral standard. Geen morele standaard nie. So let's take that away. Then do whatever you want. Om hul liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen van Satan en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vrou het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is nie. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne met manne, skandelikheid bedrywe en in hulself die noodwendige vergelding van hul dwaling ontvang. En God sê, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid. Bad attitude. Om te doen wat nie betaam nie.
Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuustraas, kwaadspreuke, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeur en skenk aan die wat dit doen. Nou, as ons die pragtige voete van Romeine 10 vers 15 wil hê, moet ons Here en Verlosser Jesus Christus gehoorsaam en uitgaan in die wêreld om die evangelie te deel. Dat u vandag nie gered kan word, maar dat u vandag nog gered kan word, maar dat er 'n tyd van oordeel aan die kom is. See, that's an important part of the gospel, to tell them if you don't, Jesus is willing to forgive you all your sins if you will put your faith and trust in his Son. Otherwise, he will judge you. God gaan sy toorn oor hierdie hele aarde uitstort, en ons kan dit lees in Openbaring hoofstuk 6 tot hoofstuk 18. Daar is slegs een ontsnapping uit die toorn van die almagtige God, en dit is deur seker te maak dat hy wel in Christus is.